Baie welkom by hierdie week se episode van die Natshoot Lounge en is 'n ongelooflike voorreg om die uitvoerende voorsitter van Natshoot homself, Oom Krappies, hier op die bank te hê. Baie welkom Oom Krappies. Baie dankie vir die uitnodiging. Nou Oom Krappies, dis 'n groot ding wat julle mee besig is. Kom ons begin by iets, eintlik die begin van wapenbesit. Wat moet ek doen as ek 'n wapen koop? Met bevoegdheid, hoe kry ek my lisensie? Wat is die stappe? Kom ons aanvaar jy het nie 'n ander vuurwapen nie en dit is jou eerste vuurwapen, dan is die proses gewoon dat jy sal opleiding doen by 'n opleier sodat jy kan in die hantering van daardie spesifieke vuurwapen en dan as jy daai bevoegdheid kry, kan jy aansoek doen vir 'n lisensie vir daai vuurwapen. Maar dis 'n bietjie meer gekompliseerd as dit in die sin dat daar's 5 eenheidsstandaarde wat opleiers jou mee kan oplei, sodat jy dan wys dat jy genoeg kundig is om so 'n vuurwapen te mag besit. En jy kan nie aansoek doen vir 'n lisensie voor jy nie bevoeg verklaar is nie. Die Engelse praat van competency. Yes. So die opleiers is die land vol en die ouens wat jou kan help om by 'n opleier uit te kom, is die ouens by geweerwinkel. Jou naaste geweerwinkel, gaan net na hom toe en vra vir hom wie kan vir my oplei en hy sal vir jou stuur, maar dit is baie belangrik dat jy 'n opleier sal kry wat geakkrediteer is, wat by die Engelse afkorting PFTC, Professional Firearms Training Council. Want anders is die opleiding nie geldig nie. Want jy kry, as jy 'n opleiding, as jy eenheidsstandaard doen, kennis van die wet, hantering van 'n handwapen, hantering en gebruik van 'n geweer, hantering en gebruik van 'n haalgeweer en dan hantering en gebruik van 'n semi-outomatiese geweer. As jy wil aansoek doen vir 'n semi-outomatiese geweer en vir 'n semi-outomatiese haalgeweer, moet jy toegewyde status hê. En dit kry jy by 'n vereniging. Kom ons kom terug by daai eenheidsstandaarde. As jy daai eenheidsstandaarde geslaag het, dan doen jy vir aansoek vir bevoegdheid of competency by die polisie. Let net op daai vorm van die polisie is daar nie 'n blokkie ingevul. Hulle vra vir jou vir wat wil jy aansoek doen. Dan het hulle net handwapen, geweer, haargeweer en die blokkie vir semi-auto of dan vir self-laai. Is nie daar nie? Dis nie daar nie. So jy moet hom inskryf. So ek 'n bietjie vergeet van daai. Nee, jy sien, want ek dink ek kan nie sê hulle is aspris nie. Want toe hulle die vorms ontwikkel het, was semi-outomatiese goed nie so verskriklik prominent nie. Ja. En hulle het nooit die vorm verander nie. Ja. So as jy wil aansoek doen vir 'n lisensie vir 'n semi-outomatiese geweer, dan moet jy daai blokkie daar invul en dan moet jy daar skryf, ek soek daai bevoegdheid vir 'n semi-outomatiese geweer of 'n karbyn. Ja. Want dis die eenheidsstandaard dan wat jy doen. En as jy dan bevoeg verklaar word, dan kan jy aansoek doen vir 'n lisensie vir enige van daai vuurwapens. En dan soos ek sê, as jy dan 'n semi-outomatiese geweer wil hê, dan moet jy toegewyde status kry. En waar kry mense dit? Toegewyde status is 'n ding wat jy by 'n geakkrediteerde vereniging kry, soos enige van die groot jagtersverenigings of Natshoot kan jy toegewyde status by kry. Die wet is redelik voorskriftelik oor hoe dit werk en die vereniging moet half en half daarbey bly. Dit het gewoonlik te maak met 'n evaluering of 'n akademie, noem dit 'n toets. Met ander woorde, jy moet so 'n bietjie 'n paar goeie leer en dan doen jy evaluering en die verskillende groeperinge of verskillende verenigings het verskillende maniere hoe hulle dit doen. Ons doen dit elektronies, aanlyn. En dan is daar altyd 'n praktiese komponent ook. Ook aanlyn? Nee, jy gaan skiet en dan by ons sal jy jou teiken oplaai. By ander ouens by ander ouens gee jy gewoon die goed en daar's verenigings wat vir jou vraestelle stuur en dan vul jy dit in en dan saam met die teiken wat jy geskiet het onder toesig dan nou by 'n skietbaan, stuur jy dan daai vraestel of daai antwoordstel en jy teiken dan vir daardie vereniging en dan het jy toegewyde status. En dan uit die aard van die saak moet jy daai status in stand hou en dit doen jy deur gereeld jou jaarfooie te betaal en by verskillende verenigings is dit bietjie anderster, maar ons het in 2006 by die Jagtersforum het ons met die polisie ooreengekom dat 2 aktiwiteite wat jy in 'n jaar rapporteer voldoende is om jagterstatus te behou. So dis wat ons elke jaar doen. Ons vul in en stuur dit na Natshoot toe. En dit is die voorwaardes. Ja, dis reg. En by ons is die enigste ouens wat vra vir bevestiging van sulke aktiwiteite. Want vir die eenvoudige rede die wet sê
Ons moet 'n stelsel in plek hê wat ons dit kan doen. En wat belangrik is ons het ook dan op ons portaal, ledeportaal, is daar 'n dokument vir jou aktiwiteite en jou sportskiet. Alles wat jy inteken of alles wat jy doen in terme van die posskiete, kom op daardie aktiwiteite verslag. Ja. Ons is baie lank al met daai goede besig, maar van 2014 af tot hierdie jaar. My verslag is om so 12 bladsye lank. Die polisie hou nie daarvan nie, want hulle sê dis te veel papier. Maar dis ek sê julle moet dit daarom ergens insit dat jy kan sien dat ek jy weet aktief is, want dit gaan maar oor So 'n foto van my bok wat afgeteken is deur die dis eienaar reg, van die plaas. dis reg. Oom Krappies, wat is die verskil tussen eiendomsreg en besitreg? Want ek weet, hier's hierdie ding wat rondloop, hulle kan jou nie afkeer nie as gevolg van eiendomsreg. Is dit so? Ja, kyk, die ouens skryf aan die einde van hulle motiverings vir endossemente, skryf hulle dat die grondwet beskerm my eiendomsreg. So as jy nie hierdie lisensie aansoek goedkeur nie, ontneem jy my van eiendom. Ja. En dis nie waar nie. Al wat die polisie doen is die polisie ontneem jou van die reg om dit te gebruik. Jy kan 'n motor koop. Ek weet as jy 'n motor koop deesdae, vra hulle jou bestuurslisensie. Maar dis is nie noodwendig belangrik om 'n motor te kan koop as jy nie 'n bestuurslisensie het nie, want jy kan die motor koop. Jy kan hom net nie gebruik as jy nie 'n lisensie het nie. Vir die doel daarvan. Ja, is reg. En dis presies dieselfde hier. En vir die eerste keer het die Grondwethof bepaal dat daar 'n verskil is tussen eiendomsreg en gebruikreg. En dit kom uit die Fidelity saak uit wat geruime tyd al aan die gang is. En dit het veroorsaak dat die polisie in terme van die uitspraak vir ouens wat se vuurwapens verval het, kan aansoek doen vir 'n nuwe lisensie vir daardie vervalle lisensie. Okay. Wat gewoonlik gebeur is ouens wat se lisensies verval het, se bevoegdhede het ook verval. Want bevoegdhede is ook gekoppel aan 'n tydperk. En die polisie gee jou bevoegdheid as jy nou al 5 daai eenheidsstandaarde gedoen het, dan kry jy kennis van die wet is universeel. Maar die ander 4, die polisie skryf hulle op een dokument wat hulle vir jou gee. Partykeer is dit 'n A4, toe was dit 'n kaartjie, is nou weer 'n A4. Okay. En daai goed is eintlik apart. Elkeen van hulle individueel is eintlik 'n bekwaamheid, 'n bevoegdheid vir 'n handwapen of vir 'n geweer of vir 'n semi-geweer of vir 'n haalgeweer. En daai goed se beperking is in terme van tyd en dit loop saam met die lisensie. Met ander woorde, oor die algemeen verval jou bevoegdheid 10 jaar na die datum van uitreiking. Ja. Want dit is die termyn van jou lisensie. Die doringdraad is egter as jy net een handwapen het wat jy in terme van artikel 13 gelisensieer het vir selfverdediging, dan is jou bevoegdheid vir handwapens net geldig vir 5 jaar. 5 jaar. Ja. Maar as jy 'n tweede handwapen het, vir sportskiet byvoorbeeld, wat jy kan kry as 'n geleentheidsjagter of sportskiet, dan is jou bevoegdheid vir 10 jaar geldig. En ek loop die pad om te sê, dat as jy dan aansoek doen vir 'n nuwe lisensie vir 'n vervalle lisensie, moet jy sorg dat jou bevoegdheid eers in plek is, voordat jy kan aansoek doen vir die lisensie, want die wet is baie duidelik daarop. Hulle kan nie vir jou lisensie gee as jou bevoegdheid nie in plek is nie. So, wat nou gebeur met bevoegdheid, met hernuwing, is ouens gee aansoek in vir die hernuwing van sy lisensie en vir bevoegdheid gelyktydig. Dit kan jy doen. Maar dan vat maande, want die polisie moet eers jou bevoegdheid klaar doen, en dan as jy dan kan hulle aangaan met jou lisensie. En op hierdie stadium is ons ervaring dat nuwe lisensies is in die omgewing van 3 tot 4 maande. Ja. Dan met ander woorde, ons die ouens kry nuwe lisensies. Ja. Daar raak aansoeke weg ensovoorts. Die ouens wat sukkel, wat gereuse pakke van onder die amnestie ensovoorts en goed wat verval het ensovoorts. Met ander woorde, die polisie het op 'n stadium met hulle 'n bietjie gesukkel, maar hulle is redelik op datum op hierdie stadium. Hulle keer nie sommer goed af nie. Sorg net dat jou motivering ordentlik is. Ja. En nuwe lisensies word sentraal gedoen in Pretoria by die sentrale vuurwapenregister en hernuwing van lisensies word provinsiaal gedoen. Maar jou hernuwing van jou bevoegdheid word ook sentraal gedoen. En dit is eintlik 'n forensiese tipe van ondersoek om te sê jy's nie 'n groot krimineel nie ensovoorts. Ja, want in daai 10 jaar kon jy enigiets gaan doen. Dit is waar, ja. Nee, dit is so. Hoe verloor 'n mens iets soos jou bevoegdheid, oom? Wat se dinge moet jy aanjaag om dit te verloor? Op hierdie stadium is ons 'n bietjie bekommerd oor die ding wat jy vra.
As jy nou byvoorbeeld by 'n skietbaan is en jy sit jou handwapen in jou motor se bakkie, wat in die Engelse praat van 'n kabel. En jy sluit jou motor en jy loop en iemand slaan die rystukkend en vat steel daai handwapen. Dan doen die polisie wat hulle noem 'n artikel 102 ondersoek. En wat ons sien op hierdie stadium is dat die polisie voor die voet, as jy so artikel 102 doen, dat hulle outomaties jou bevoegdheid intrek. En sê, want jy is onverskillig, jy kan nie oppas, jy kan nie jou vuurwapens oppas nie, daaroor trek ons jou bevoegdheid in. Nou dis wild. Want die oomblik wanneer hulle jou bevoegdheid intrek, trek hulle hom nie in net vir daai tipe van vuurwapen, hulle trek vir alles in. Ons is besig om dit te beklei, maar dit is nie so eenvoudig nie. Word daai selfde reëls op die polisie ook toegepas? Nou die beste van my wete, nee, want die polisie, wel, as 'n polisieman privaat vuurwapens het, ja natuurlik, nee. Maar in terme van sy diensvuurwapens, nee. Die pers het lelike stories oor ouens wat eintlik net oor die vingers getik word, as van hulle vuurwapens gesteel word. Ja. Maar dit is 'n manier om bevoegdheid te verloor, of as jy krimineel verklaar word, of iets doen, of as jy insolvent is. Insolventie ook? Ja, en selfs, as jy jou eerste keer aansoek doen vir bevoegdheid, moet jy seker maak dat as jy egskeiding ergens in jou verlede het, of so, moet jy verduidelik wat gebeur het. Want egskeiding binne 5 jaar is ook een van die goed wat jou bevoegdheid kan afkeer. As ek mag vra, hoekom sal dit vir insolventie wees? Omdat insolventie is gewoonlik 'n ding wat, as jy oor die algemeen in die besigheidswêreld, oor die algemeen as jy insolvent ergens is, kan jy byvoorbeeld nie 'n direkteur van 'n maatskappy wees, en dis maar waar daai ding vandaan kom. Okay. Met ander woorde, hulle soek ouens wat ordentlik is, verkeerde woorde, ouens wat nie goed in hulle verlede het nie, vir bevoegdheid voor hulle dit toeken. Ons aanbeveling is altyd, maak nie saak hoe lank terug dit is dat jy in 'n ongeluk was sonder 'n bestuurslisensie soos ek skryf elke keer as ek aansoek doen in 1972 het ek in Brits 'n ongeluk gehad en ek was in die hof en ek het skuld erken en R400 boete betaal. Sodat hulle dit nie optel en sê maar jy jok nie. Jy het nie vir ons daarvan. Jy wil nie uitgevang word. Nee, so skryf dit in. Jy kan uit die aard van die saak kan jy mos nou aansoek doen dat hulle dit van jou naam afhaal. Maar ek weet nie of dit die moeite werd is met my tipe van oortreding om dit so ver te gaan nie. Maar daar is wel sulke gevalle waar ouens aangekla is vir dronk bestuur, onder die invloed bestuur, vir dwelmgebruik, sulke tipe van goed, wat hulle dan jou bevoegdheid kan terugtrek. Nou jy kan uit die aard van die saak altyd appeleer. Ons ervaring op hierdie stadium is die appelraad is 'n rubberstempel vir die polisie. So maak jouself reg dat jy miskien hof toe moet gaan. Maar die maklikste is wanneer jy aansoek doen vir bevoegdheid of wanneer jy aansoek doen vir hernuwing van bevoegdheid, is moenie jok nie. Skryf alles op daar wat daar is. Ouens kom in die moeilikheid want hulle is 2 jaar terug is hulle geskei en dan gaan die dames gaan en hulle gaan kla by die polisie en sê maar hierdie ou het 4 wapens en hy's aggressief. Dan trek hulle ook daai 4 wapens in en hulle doen 'n 102 op jou en so aan. So daar is geleenthede wat 'n ou maar 'n bietjie bond staan met hierdie goed. Ons het nou 'n geval gehad in Bloemfontein waar die ouens 'n kompetisie skiet gehad het en toe mag hulle nie hulle 4 wapens in die perseel invat waar hulle die trofee uitgedeel het en geëet het nie. Toe los hulle dit in die bakkie. En toe hulle uitkom toe die bakkie gesteel. En jy het eintlik nie verweer nie want die polisie dan daar het toe dadelik die mense se bevoegdheid ingetrek. En dan wil hulle eintlik al die 4 wapens hê. Dit word een van die vereistes. Daaroor sê ons sal met hof toe gaan om daai ding so bietjie te beklei en te kyk of ons dit nie 'n bietjie kan verander nie, want die persepsie op hierdie stadium is dat die polisie outomaties jou bevoegdheid terugtrek in sulke gevalle. En hierdie ouens is tog nie onverantwoordelik gewees nie, want hulle het niks anders, hulle kon niks anders doen nie. Want die wet sê jy moet in beheer wees van jou vuurwapen. As jy nou 'n tegniese ding en as jy 'n kluis in jou voertuig het en die vuurwapen is in die kluis en hulle breek in jou kar in of hulle steel jou kar, is jou vuurwapen dan nog in 'n kluis? Want dit is nie onder jou direkte toesig nie. So dit word 'n tegniese argument. Daar was nog nooit so hofsaak nie, so mense sal nie weet wat doen die howe daaroor nie. Oom Krappies, jy praat so van beklei. Wat doen Netshoot om vir sy lede te beklei? Ons het Netshoot het reg van die begin af, ons het vir SA Jagters in 2009 het ons ondersteun met 'n paar sente wat ons kon
kon gee. Ons het die eerste amnestie het ons 'n bietjie beklei oor, nee, dit was die tweede amnestie, het dit gegaan oor die ouens kan hulle vuurwapens kom ingee en aansoek doen vir nuwe lisensies. Dit is wat die amnestie gesê het. En die ouens het hulle vuurwapens gaan ingee, maar dan is hulle bevoegdheid nie in plek nie. En dan word dit 'n eenvoudige proses vir die polisie om te sê jou bevoegdheid is verval, ons kan nie jou lisensie vir jou gee nie. En ons het toe ingetree en ons het 'n hofsaak gemaak daaroor en gesê maar dit is onregverdig want die polisie gaan outomaties sal hulle nie hulle gaan nie die lisensie toestaan nie. En die polisie het toegegee en toe is daai saak buite die hof geskik. Fantasties. Ons het deelgeneem, ons neem deel waar ons finansiëel kan bydra aan die hofsaake van SAADA wat die handelaars die handelaars en die vuurwapen ouens is. Ons het bygedra tot hulle saak wat gaan draai het in die hof, hierdie Fidelity saak en het ons toegetree tot die hof as vriende van die hof en ons was beïndruk met die feit dat die grondwethof ten minste van die goed wat ons as vriende van die hof op die tafel neergesit het en ag geneem het in hulle besluit. En ons is nou besig om te kyk na 'n hofsaak om hierdie ding van die Fidelity wat jy kan aansoek doen, Fidelity saak, waar jy kan aansoek doen vir 'n nuwe lisensie vir 'n lisensie wat verval het. Is ons besig om te kyk om 'n hofsaak te begin sodat ons vir die polisie gaan sê maar julle het artikel 28 wat sê as die polisie jou lisensie wegvat, dat jy 60 dae om met daai vuurwapens se lisensie te handel. En dit kan enigiets wees. Dit kan wees dat jy vir 'n handelaar gee, dit kan wees dat jy iemand anders gee of wat ook al. Maar in die geval van wat jou lisensie verval, het jy nie daai voordeel nie. So daar's 'n bietjie van 'n diskrepansie in die wet. So 'n mens moet dit 'n bietjie gaan beklei, want die grondwethof het vir die eerste keer die onderskeid getref tussen besitreg en eiendomsreg. Eiendomsreg is die vuurwapen wat jy het, dis jou eiendom. Besitreg is as jy 'n lisensie het, dan kan jy hom besit. So dis 'n bietjie van tegniese goed, maar dit is baie belangrik, want as jy jou lisensie nou verval het, dan het jy nog steeds eiendomsreg. En dis die voordeel wat die grondwethof toe nou vir ons gegee het. Die feit dat jy besitreg het hierso, eiendomsreg het hier, gee vir jou die kans om weer aansoek te doen vir 'n nuwe lisensie, want dit is uit die aard van die saak jou vuurwapen. So en nou die polisie sê nee, net jy as jou lisensie verval het, net jy mag vir daai vuurwapen aansoek doen. En ons sê artikel 28 gee vir die ander ouens die geleentheid vir 60 dae om dit op 'n ander manier te hanteer. Ons wil graag hê julle moet dieselfde goed doen, want die polisie stel 'n administratiewe proses in gang en dan soms is dit nie altyd 100% korrek nie. En dan die ander ding waarmee Netsuit besig is om sy lede mee te help in 'n regsproses is om ouens wat se aansoeke lang uitstaande is. En ons werk op 'n beginsel van 120 dae. As die ouens jy kan op jou portaal is daar 'n rooi knoppie, jy kan hom druk vir 'n lang uitstaande lisensie aansoek of vir 'n bevoegdheidsaansoek of vir 'n hernuwingsaansoek. En ons het 'n ooreenkoms met generaal Mamoteti wat die groot baas is van vuurwapens. Ons ooreenkoms met haar, ons stuur vir haar maandelikse naamlys op van ouens wat se goed lang uitstaande is en ek moet vir jou sê ons het redelike goeie resultate daarmee. Van die ouens se goede het weggeraak. Van die ouens se goed is swak gemotiveer. Jy weet die ouens dink altyd is net die polisie wat goed, maar die ouens soms doen hulle nie genoeg moeite nie en dan moet die polisie word gedwing om dit af te keer. So ons probeer op daai mate vir ons lede help en dit werk nogal. Ons het redelike suksesse daarmee. Een van die groot lekkertes van my portaal is op Netsuit is dat julle my herinner wanneer 'n lisensie verval. Ek is mal daaroor want ek het heeltemal vergeet my handwapenlisensie verval en ek het 'n e-pos ontvang, einde van die storie en hy's gehernie. Ja, jy sien die ouens is oor die algemeen ek moet mooi praat en sê, daar is ouens wat nie graag hulle vuurwapens daar wil opsit nie. Jy het nie nodig om 'n reeksnommer of enigiets daar op te sit nie. Jy kan sê dis 'n Ruger 38 en ek het ook 'n Browning 38. En jy kan hulle albei opskryf en jy kan die lisensies wanneer die lisensie uitgereik is en wanneer hy verval. En ons sal jou waarsku, die stelsel outomaties waarsku jou 150 dae en 120 dae. Maar daarna doen ons dit nou nie meer nie want jy is mos nou gewaarsku. Wat ons wel doen is ons help jou met endossemente. Dit is ook fantasties. Wel, ja, jy sien
endossemente is 'n lang gesprek. Eintlik regstegnies het endossemente geen regskrag nie. Want dit staan nêrens in 'n wet of dit staan nêrens in regulasies nie. Dit is 'n ooreenkoms wat ons probeer bereik het in 2006 van die Jagtersforum af met die sentrale vuurwapenregister om te sê dat as 'n geakkrediteerde vereniging sê hierdie ou is 'n gereelde jagter, ons ken hom, of hierdie ou gaan toetree tot jag en daar is mense wat hom gaan opleiding gee, dat ons dan dit endosseer en sê daai vuurwapen wat hy gaan gebruik is geskik vir die doel waarvoor hy dit wil gebruik. En as die geakkrediteerde vereniging dan dit vir die polisie gee, dan moet die polisie die lisensie goedkeur, want ons het probeer om verby te kom by hierdie dik motiverings wat eintlik niks sê nie. En die goed is alles aanlyn. Ek hoef nie ergens heen te ry nie. Nee, daar's 3 opsies. Eerste opsie is ouens wat goed vir jou doen die totale proses. Die tweede opsie is ouens wat ons oor 'n tydperk geleer ken het wat ordentlike motivering skryf. En dan derdens is daar 'n geleentheid dat jy dit self kan doen en daar's voorbeelde van so 'n endossement. Okay. Ons ons vra stuur vir ons asseblief jou motivering wat jy vir die polisie gaan gee, want daar is 'n doringdraad in. En ons probeer die vereniging beskerm want ouens skryf nie altyd reg nie. Ouens sê ek gaan hierdie artikel 16 vuurwapen gaan ek nou gebruik vir my kliënte wanneer ek gaan jag. En die wet sê as ons mag nie eers lidmaatskap vir 'n ou gee wat 'n professionele jagter is as ons weet dat hy met 'n artikel 16 vuurwapen gaan professionele jag doen nie. Ja. En dan is daar ouens wat gewoon net verkeerde goed skryf, soos hulle gaan deelneem aan Natshoot se 3-gun. En ons het nie 3-gun nie. So, ons beskerm net die vereniging so klein bietjie. Ons doen niks met daai goed anders as om dit te bære by die ouens se persoonlike inligting en goed baie veilig. Maar ons wil kyk dat ons die vereniging beskerm. So ons reik endossemente uit maksimum 24 uur nadat jy dit ingedien het. Dit is 'n elektroniese proses. Daai endossement lê op jou portaalblad saam met al jou ander dokumente. En dan sê ons ook, maak seker dat as jy gaan aansoek doen vir hernuwing van 'n lisensie, maak seker dat daar ten minste 'n jaar vooruit betaal is. Want dit vat 'n tydperk vir ouens om deur die prosesse te werk, selfs nuwe lisensies. Geen net vir jy weet, sorg net dat jy opbetaal is vir ten minste 'n jaar vooruit. Ja. Sodat as die ding by die sentrale vuurwapenregister uitkom of by die provinsie en daai datum het verval, dan sê hulle nee, maar jou lidmaatskap het verval. Ja. So maak voorsiening daarvoor dat dit in plek is. Om krappies, jy het nou so gespot oor die 3-gun shoot wat Natshoot nie doen nie, maar wat bied Natshoot vir sy kliënte? Ons het 'n posskiet reeks van posskiet oefeninge. Is 53 oefeninge waaraan jy kan deelneem met alle tipes van vuurwapens. Van swartkruit handwapens tot swartkruit langgewere tot jou 50 kaliber. Daar's 'n oefening spesiaal vir daai goede. Jy kan enige van hulle doen. En as jy vir elke teiken wat jy skiet op 'n spesifieke dag tel vir behoud van jou toegewyde status. En ons sê as skiet jy 10 teikens op een dag, is dit een aktiwiteit. En dan moet jy weer die volgende dag wat jy weer skietbaan toe gaan, dit word die tweede aktiwiteit wat ons dan op daai manier tel. En dan het ons 'n nasionale kompetisie elke jaar in September waaraan in die omgewing van 3000 ouens deelneem. Waar dan die ouens scan uit die aard van die saak hulle teikens, daar's ouens wat die hart van daai goed uitskiet. So ons het nou so 'n klein bietjie verander aan die teikens om dit 'n bietjie swaarder en bietjie moeiliker te maak. Nee, die ouens kan skiet. Jy moet nou nie daaroor 'n fout maak nie. En die ander ding wat ons natuurlik doen, wat ons anders is by ander verenigings en waaroor daar kritiek is ons laat ouens skiet van 'n bank af. Want ons wil graag vir ouens leer om hulle vuurwapens eerder te stut wanneer jy skiet of 'n dier wil jag. Want dit gaan gewoon oor respek vir lewe. So jy moet sorg dat die bokkie nie ly nie. En daaroor beveel ons aan, kry asseblief 'n stut waarop jou geweer neersit. Daaroor is die posskiete wat jy op 'n ronde teiken skiet, dan eintlik inoefening vir jou jag en jy kan sien waar jou skote val. En daaroor skiet ons dan van 'n bank af. En dan in terme daarvan ons het 'n klompie skietdae wat ons saam met ander verenigings aanbied. Die .22 oefeninge en sulke tipe van goede. Saga onder in die Kaap neem ons deel aan en ons help om daardie skiete te finansier ensovoorts.
sodat ons en dan uit die aard van die saak is die vereniging se uitvoerende bestuur betrokke by alles op nasionale vlak wat te maak het met vuurwapenlisensies, alles te maak het met jag en sportskiet, en dan is NatShoot een van die 10 koalisielede van die Sustainable Use Coalition of SUCO, wat so 3 jaar oud is en wat eintlik bedoel is, of nie eintlik nie, wat bedoel is om die jagverenigings bymekaar te trek sodat ons ten minste 'n blok het wat ons kan beklei teen die groen aktiviste. En dit is nie 'n maklike geveg nie, omdat die groen aktiviste baie geld het. Ja. Maar as ons regering wil help, dan sal dit ook beter wees. En nou dis 'n stuk politiek wat ek dink ons moet vreeslik oor praat nie. Dis 'n teleurstelling. Ja. Ons het verlede jaar was die ouens na CITES toe in Panama en hulle het baie goed gedoen en ons is nou deel van die dieregroeperinge, van die ouens wat oor diere, oor eintlik die fauna besluite neem op CITES vlak. Is ons nou deel van ook daar en ons het verteenwoordigers wat daar sit. So al daai goed speel terug na ons lede toe. Ons het nie skietdae soos ander verenigings nie, omdat ons 'n nasionale vereniging is en omdat ons die takke het nie. Ons werk met elkeen van ons lede individueel. Daaroor is jou e-posadres en jou selfoonnommer vir ons verskriklik belangrik. Ja. Want ons moet met jou in kontak kan tree as daar iets is en ons nuusbriewe word gestuur na jou e-posadres toe en daar kry jy dan nuus van of die vereniging of van die winkel. Die winkel stuur ook baie goeie nuusbriewe uit ensovoorts. Ons lede is uit die aard van die saak altyd ingelig oor goed wat in die vuurwapenwet se wêreld gebeur, omdat ons dit in nuusbriewe skryf. Krappies, ek is 'n trotse lid van NatShoot. Julle maak my lewe vir my makliker en dit is vir my kosbaar en belangrik. Baie dankie vir hierdie wonderlike program, dankie dat jy by ons kom kuier het en hierdie ongelooflike jarelange ervaring met ons kykers gedeel het. Nee, baie dankie. Baie dankie. Baie dankie dat jy hierdie episode van NatShoot Lounge gekyk het. Jy kan natuurlik 'n Triggercam 2.1 wen en al wat jy hoef te doen is gaan na die sosiale media webblaaie van NatShoot natuurlik, sowel as Wild en Jag tydskrif. En daar sal jy sien hoe jy kan inskryf. Vrede en liefde en groete van huis tot huis.